'n wettelose verkondiger van wetteloosheid, so sommige mense hom beskuldig. En hulle is dwaalleraars of ingeligtes, mense wat deesdae oral vind ek teen Paulus opstaan en allerlei goed om toesnou. Om uit te vind oor wie en wat Paulus regtig is, moet ons die man Paulus ondersoek en die Bybel behoorlik lees. En nie ons subjektiewe, verdwaalde dogmas op hom van toepassing maak nie. Kom ons begin by wie is Saulus, wat Paulus geword het. Waar het hy groot geword? Hoe het hy groot geword? Wat doen hy alles? Wat gebeur met hom? Wat ontdek hy aangaande homself? En wat sê Jesus van hom? Hy is gebore as Saulus, die seun van 'n Israeliet uit die stam van Benjamin, wat woonagtig was in Tarsus, die hoofstad van die destydse Romeinse provinsie Sicilië, tans huidiglik geleë in Turkye. Sy pa was 'n fariseer, en Saulus het in sy voetspore gevolg. Hy is so groot gemaak en uiteen geword. Om fariseer te word en te wees, was onderworpe aan, soos hulle sê, bepalings en voorwaardes. Daar was vereistes en reëls waaraan jy moes voldoen. Nou, die vereiste om 'n fariseer te wees in Bybelse tye, en aan hierdie vername, vooraanstaande Joodse groep te behoort, was dat jy streng moes bly in beide die geskrewe wette en die mondelingse wette. Hulle het streng persoonlike toewyding, lojaliteit aan en onderhouding van die wet van Moses, die geskrewe wet, en die mondelinge wet, die tradisies en ouderlinge se lerings vereis. Hulle het ook seremoniële onderhouding, reinheid voorgestaan. Dit sou hulle dan ook onderskei van die wat nie streng by hulle gebruike gehou het nie. Dit word duidelik weerspieël in die gebed van die fariseer, in Lukas 18, waar hy homself met die tollenaar vergelyk. Hulle het ook in die opstanding van die dode geglo en in rituele reiniging. Dit was 'n integrale deel van Paulus se streng opvoeding, of Saulus se streng opvoeding. En hy het dit nagejaag, en onderhou, en gepraktiseer. Hy het self 'n fariseer geword. Hy was soos 'n tipiese fariseer, voortdurend besig om skrifte te lees, te ondersoek en te memoriseer, om te bid en te vas, tiendes van selfs die kleinste winsie of inkomste gegee. En Paulus was egter nie tevrede om net nog 'n fariseer te wees nie. Nee, daarvoor was hy te toegewy en ywerig oor die wet van Moses en die gebruike van sy vaders. Nee, hy is Jerusalem toe om te gaan studeer en te leer by Gamaliel, wat 'n senior lid van die Sanhedrin was en as 'n uiters vooraanstaande leraar en kundige van die wet gereken is. Aan sy voete het hy gaan sit en luister om te hoor, hoe werk die wet? Wat moet ek nog doen? Wat moet ek nog onderhou om vir God aanvaarbaar te wees? In Handelinge lees ons dat Lukas vertel dat Saulus die steniging van Stefanus, 'n diaken, goedgekeur het. Handelinge 7:58. Dus die steniging van enige iemand wat nie volgens hulle interpretasie van die sedes van Moses geleef het, of hulle gekritiseer het dat hulle, hoewel hulle die wetkastig onderhou, dit eintlik glad nie onderhou nie. Ons lees in hoofstuk 9 dat Saulus dreiging en moord geblaas het. Hy het woedend geraak, kwaad, ernstig, teen die disippels van die Here Jesus. En hy het by die hoëpriester
briewe gaan aanvra, wat hom toestemming gee, om mense wat Jesus volg, te arresteer, te boei, en na Jerusalem te bring, om uiteraard verhoor, en as skuldig bevind, waarskynlik gestenig te word, net soos Stefanus. Roei hierdie lot uit, mans, sowel as vroue. Jy kan kwaadlik Saulus iemand noem, wat wetteloos, roekeloos, en selfs goddeloos geleef het, sover dit die wet van Moses betref. Uiters godsdienstig en wetsonderhoudend. En toe met die brief in sy sak, en die woede in sy hart, is hy op pad na Damaskus, om wat hy gereken het, wettelose oortreders van die wet en oorleweringe te gaan vang. En op pad na Damaskus loop hy hom vas, in die een wie se vinger die wet van Moses op klip gegraveer het, op die berg Sinaï. Hy loop hom vas in Jesus Christus, seun van Maria van Nazareth. En hy maak 'n ontdekking oor Jesus en oor Saulus. Hy ontdek Jesus is die Here, die wetgewer homself, en hy ontdek presies wie Saulus is. Die fariseer, wat Jesus beskryf het as 'n wit gepleisterde graf. Hy ontdek al sy ywer, toe waar die loyaliteit van die wet van Moses ten spyte, is hy 'n wit gepleisterde graf. Hy ontdek ten spyte van sy selfbeskrywing as fariseer in Filippense 3, waar hy wel dat hy besny is volgens die wet op die 8ste dag, dat sy bloedlyn suiwer Israelities is, dat hy 'n Hebreër uit die Hebreërs is, wat die wet betref 'n fariseer, wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente, wat geregtigheid betref onberispelik. Hy ontdek dat ten spyte van al daai goed, hy een groot magtige probleem het. 'n Probleem wat niemand, behalwe God en Saulus, gesien en van geweet het. Iets weggesteek, agter die wetsonderhouding, agter die besnydenis, agter die gebede, agter die roem, die vastings, die feeste, die sabbate, die lang klere, die paraphernalia wat hulle opgesit het, slibit, ensovoorts, ensovoorts. Hy ontdek Jesus se beskrywing, Matteus 23, 27, 28, is so raak en geldig en van toepassing op sy eie lewe. Ellende wag vir julle. Skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle is soos wit geverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol van doodsbeendere en allerhande onsuiverhede, verrotting is. Soos julle, van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting van die wet. Wow! Hierdie wetsonderhouers minag die wet. Saulus ontdek homself. Hy beskryf dit so in Romeine 7 vers 5. Vol sondige hartstogte. 'n vleeslikheid in homself. Hy's verkoop onder sonde, vers 14. Hy ontdek daar's niks goed in hom nie. Vers 18 van Romeine 7. Hy's 'n gevangene onder die wet van sonde in sy lewe, vers 23. Hy's eintlik ellendig. Ja, terwyl hy Sabbat onderhou, onberispelik probeer leef, 'n Israeliet is uit die afstammeling van Abraham self, intellektueel die wet goedkeur en onderskryf en dien, met sy vlees, met sy intellek is sy vlees vasgevang onder die wet van sonde. Die mooi, wonderlike wet van Moses
wat hy so ywerig sy ganse lewe van kindertyd met soveel toewyding gedien en onderhou het, wat hy kon bestudeer het aan die voete van Gamaliel, met soveel ywer, kon hom nie verlos van sonde binne in hom nie. Inteendeel, dit veroordeel hom tot die dood. Hy besef hy het iets meer nodig as die reëls en die wet en die gebruike en die tradisies en die klere en die rituele en die sabbate en die besnydenis van sy vlees. Iets meer nodig as dit. Iets meer as 'n bloedlyn wat al die pad tot my vader Abraham loop. Hy het iets baie meer nodig. Iets bonatuurlik. 'n goddelike ingryping. 'n goddelike hand wat uitsteek en hom help. 'n goddelike instaatstelling. 'n goddelike redding en verlossing. 'n beter wet wat hom verlos van die liggaam van die dood. Wat hom verlos van die wet van die sonde wat in sy lede werk en hom aftrek na woede en moord en 'n geblaas en vloek en skel in sy hart. En daardie wet vind hy in Christus, Jesus. En in die krag wat Jesus se soendood deur die werking van die Heilige Gees in sy lewe kan vrystel. Hy noem dit in Romeine 8 vers 2. Die wet van die Gees en die lewe in Christus. En hy meld dat dit hom vrymaak van die wet van die sonde en die dood. En dat die wet in sy vlees doen wat die wet van Moses nie kon doen nie. Die wet van die Gees en die lewe doen binne in hom wat die wet van Moses nie kon doen nie. Vers 3. En dat die reg van die wet vervul word in almal wat na die Gees wandel, of dan na die wet van die Gees en die lewe in Christus. Ja, dat die wet vervul word. Dis mos wat Jesus kom doen het. Hy het die wet kom vervul. Hoe? Deur die wet van die Gees in die lewe vry te stel in die wet van gebare gelowiges. Hy vervul dit nie in die wet van Moses nie. Dit word nie vervul in wetsonderhouding nie. Nie in besnydenis nie. Nie vervul volgens bloedlyn en geslagsregister nie. In ritueel, maar in wedergeboorte. In ontvangs van die Heilige Gees. En in wandel in die Gees wat in ons werk om te wil en te werk na God se welbehaag. En slegs hulle wat wandel in die wet van die Gees en die lewe in Christus kan God behaag. Romeine 8 vers 8. 2 wette, 3 wette, die wet van Moses wat geregtigheid eis, die wet van die sonde en die dood wat dit vir my onmoontlik maak, en die wet van die Gees en lewe in Christus wat dit moontlik maak. Paulus is wetteloos? Glad nie. Inteendeel, hy verkondig die enigste wet wat God behaag. Die enigste wet wat verlos van sonde. Die enigste wet wat die vlees oorwin. Die enigste wet wat waarlik regverdig maak. En dis nie die wet van Moses nie. 1 Korintiërs 9:21 maak dit duidelik dat hy nie sonder wet is nie, maar onder die wet van Christus. Dis die wet van die Gees en die lewe in Christus, wat die vlees en die hartstogte oorwin. Hy verkondig nie losbandigheid en wetteloosheid nie. Romeine stel dit duidelik in hoofstuk 6. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan, sê hy? Vers 15, sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder genade. Genade is nie 'n vrybrief vir sonde nie.
Stellig nie. Onder genade. Genade is nie 'n dogma nie, maar 'n wetmatigheid van die wet van die Gees in die lewe in Christus, wat losgelaat word om jou sonde in jou vlees te veroordeel en jou te verlos. 'n Wetmatigheid. Die wet van die sonde en die dood trek jou af. Die wet van die Gees en die lewe tel jou op. 'n Wetmatigheid, 'n geesteskrag. Iemand wat reken. Paulus is wetteloos en verkondig wetteloosheid, is bloot 'n valse leraar. Verknog aan sy eie dwaalleer in 'n paar teksies buite konteks, wat hy in elk geval nie verstaan nie. En as hulle die Bybel lees, is hulle leesgestremd of bloot oneerlik. Jy sal vir my nêrens wys Paulus is wetteloos nie. Hy verkondig die enigste wet wat red, verlos en God behaag. En die wet sny baie fyner as die wet van Moses en het baie meer krag as die wet van Moses om te reinig en te heilig. Ek sluit af met wat sê Jesus oor Paulus. Handelinge 9 vers 15. En jy beter as mee saamstem as jy in Jesus glo en jy glo wat Jesus gesê het. Luister wat sê Jesus. Die Here sê vir hom, dis aan Ananias, aangaande Paulus. Die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore diensknegt. Jesus sê Paulus is 'n uitverkore diensknegt. Om my naam te dra voor nasies, konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly, en hy ly vandag nog onder die dwaalleraars wat hom teestaan. Hulle beskuldig hom van wetteloosheid, ken eenvoudig nie die wet van die Gees en die lewe nie. Hulle wat hom beskuldig dat hy wetteloosheid verkondig, het nog nooit die wet van die Gees en die lewe in Christus ervaar nie. Hulle hou ook nie die wet van Moses waarin hulle roem nie. En hulle lees eenvoudig nie hulle Bybels nie. Dankie dat jy na my luister. Mag die wet van die Gees en die lewe in Christus jou vernuwe, jou optel, jou bekragtig om uit en uit in die Gees te wandel en te ervaar wat die Gees produseer. Galasiërs 5, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, goedheid, getrouheid, vriendelikheid en selfbeheersing. Mooi loop.